In die nuus vanaand, 3 persone sterf nadat ligte vliegtuie val in Greyton omgewing in KwaZulu-Natal se Middellande. Die Demokratiese Kaliforniese staat kap terug nadat VS-president Donald Trump nasionale wag in Los Angeles ontplooi. En die internasionale dag van grotte in die ondergrondse wêreld is onlangs by een van Suid-Afrika se oudste en mees gekoesterde natuurlike landmerke gevier. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die Suid-Afrikaanse burgerlugvaartowerheid sê 3 mense is dood in 'n vliegtuigongeluk in Greyton, KwaZulu-Natal. Volgens 'n verklaring was 3 vliegtuie wat deel was van 'n losformasie onderweg van die Durbanse Virginia lughawe na die Wonderboom lughawe in Pretoria. Die vliegtuie sou by die Ladysmith lughawe hervul. Die lughawe het egter nie nagfasiliteite gehad nie en gevolglik is die vliegtuie na Greyton lughawe herlei. 2 van die vliegtuie het egter vermis geraak. Die eerste, 'n Piper Cherokee, se wrak is in 'n bosagtige gebied naby Greyton lughawe gevind met die 2 vlieëniers ongedeerd. 'n tweede wrak is in Greyton opgespoor met al 3 insittendes egter dood. Die KwaZulu-Natal se LER vir vervoer, Siboniso Duma, het bevestig dat 'n leerling vlieënier in Ngobile Biyela en 2 passasiers gesterf het. Besonderhede oor die 3de vliegtuig is nie bekend gemaak nie. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het waarskuwings uitgereik vir ontwrigtende sneeu en reën wat tot oorstromings kan lei en lewensgevaarlik kan wees. Die weerdiens sê mense moet ag slaan op weerwaarskuwings en inligting oor paaie wat weens sneeu gesluit word. Die Oos-Kaap is een van die provinsies wat reeds erg geraak word deur die bibberkoue. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing is vir verskeie streke uitgereik met die Barkley, Nudeus en Uberts passe wat gesluit is. We expect things to get worse overnight. Barkley Pass is another pass that we're keeping an eye on. Looking at the weather forecast for the next 4 days, the minimum temperatures are not going to rise above 0 and the maximum are not going to climb above 10. So we expect that there will definitely be a snowfall there. So maybe by tomorrow we will see even more mountain passes being closed. We know that it's an inconvenience to people, but we're calling for patience because closing roads is not a decision that we take lightly. It's done in the interest of the safety of the people. Coldness is going to persist from Monday up until Wednesday. Although the precipitation will be stopping tomorrow, which is Tuesday, and also the snowfall, we're still expecting the snowfall to stop as well on Tuesday afternoon. Then the coldness is going to persist up until on Wednesday. Rampbestuurspanne is op hoë gereedheidsgrondslag om op enige noodgevalle reg oor die Oos-Kaap te reageer. Intussen het die KwaZulu-Natalse regering ook 'n waarskuwing aan inwoners in die suidelike en oostelike dele van die provinsie uitgereik vir swaar neerslag wat kan voorkom wat tot vloede kan lei. We've got our provincial disaster management center that is monitoring the weather conditions as they take place right now. Now, the areas that are expecting severe thunderstorms, the risk there is that there could be localized flooding that takes place. The message from the MEC is that residents across the province or in these areas must ensure that they don't find themselves crossing low-lying bridges, that they must ensure that if they see heavy rains or the situation deteriorating, they must find safe shelter. Die weerdiens voorspel dat die koue front die land teen Woensdag kan verlaat en temperature weer sal begin styg. Suid-Afrikaanse skole kan binnekort entrepreneurskap as 'n vak aanbied. Dit moet die groeiende werkloosheidskrisis onder jeug en veral tegnologiese vaardighede ontwikkel. Die Departement van Basiese Onderwys het met die Europese Unie saamgespan om 'n nasionale entrepreneurskapbeleid te ontwikkel. Daar is 'n dringende behoefte om 'n anderste ingesteldheid by Suid-Afrikaanse leerlinge te kweek om in die vinnig veranderende besigheidswêreld te oorleef. Education is not only about preparing our youth for future education, training and jobs. It is also about preparing them for life. It is about equipping them with the ability to adapt, to lead, to innovate, to contribute meaningfully to society, whether as employees, whether as entrepreneurs, or just as engaged citizens. In the spirit of Ubuntu and of Youth Month, let us work together to ensure that entrepreneurship is not just a privilege of the few, but the possibility of the many.
Die werkloosheidssyfer onder jong mense tussen 15 en 35 jaar het tot 46,1% gestyg. We have to teach young people how to think and how to create new things, how to solve problems working together. And this is an imperative not just of the Department of Education, and that's why at this policy dialogue it is fantastic to see Department of Higher Education and Training here, Department of Labour here. We've got people representing civil society, big organizations, big companies. Together we have to work together to deal with the scourge of unemployment in the country. And our presidents endorsed an EU South Africa investment plan. It's worth up to 4.7 billion euros, and that investment plan comprises of projects in the framework of our global gateway strategy. And these value chains are key to ensuring South Africa's strategic autonomy as a key global and regional actor to provide jobs and to foster economic growth. Daar word gekyk na verskillende modelle van lande soos Duitsland wat kundig is in vaardigheidsontwikkeling vir die jeug. Die ANC in die Weskaap voorspel heelwat skommelinge in munisipaliteite reg oor die provinsie in die komende maande. Dit volg nadat 'n voormalige burgemeesterskomitee-lid van die DA in die Matsikama plaaslike munisipaliteit, Christo Boks, weer by die ANC aangesluit het. Die munisipale area sluit onder meer van Reinsdorp en Vredendal in. Die aankondiging is vandag in Kaapstad gedoen en vorm deel van die ANC se hernuwingsprojek. Boks was voorheen 'n lid van die ANC. Hy het hom aangesluit by die Patriotic Alliance voordat hy in 2022 die party vir die DA verlaat het. Hy was tot in Mei op die burgemeesterskomitee. Boks sê hy het die DA verlaat weens korrupsie, bedrog en ongeruimthede. Dat maak my kwaad. Ons is 'n kollektief, maar dat het nooit gebeur nie. Julle maak besluite soos julle wil, ten teenoor van die Stelsewet. Verstaan jy? Al het gemaak soos hulle wil. En daai was my frustrasie met ek gehad. Ek sê vir hulle, ek is polities so intelligent dat ek weet wat aangaan. Ek het altyd advies gevra aan minister, hoe moet ons maak? As jy so. Die ANC sê geen posisie is aan Boks beloof nie en dat hy 'n doodgebore vrywilliger van die party sal wees. We could convince him to say, look, the ANC is the best party for now in Matsikama, especially in Ward 7, so that we build a relationship with our national government to see how they can intervene in our ward. Meneer Boks, die publieke verteenwoordiger was, hy geensins enigiets van hierdie kwessies geopper het nie. Inteendeel, wat ons geërf het as 'n party van regeringskoalisievernoot, was eintlik 'n vervalle munisipaliteit waar die ANC tot in die grond in bestuur het. So ons het ineffektief as die provinsiale regering hulle probeer bystaan tot natuurlik meneer Boks op daai Vrydag in en teen sy partyposisie saam met die ANC, PA en goed gestem het vir die verwydering van ons burgemeester, onderburgemeester en speaker. En dit is die feite soos wat die hele publiek dit weet en moet weet. 'n Tussenverkiesing sal na verwagting op 20 Augustus in Van Reinsdorp gehou word. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Owerhede in Kalifornië klim kaalvuis onder Trump in oor gewelddadige betogings en wêreldlande onderteken Oseane Verdrag. Meer hieroor net hierna, bly by ons. Welkom terug. Betogings teen federale immigrasieklopjagte in Los Angeles in die Amerikaanse staat Kalifornië het tydelik bedaar na 3 dae van onrus. Betogers het met die protesoptrede hulle misnoë met die Withuis immigrasiebeleid getoon. Die gewelddadige betogings toon ook konflik tussen die Republikeinse regering onder Donald Trump en die Demokratiese regering in Kalifornië. Die betogings het Vrydag begin na klopjagte deur die Immigrasie en Douane Toepassingsagentskap of ICE. Massadeportasie van onwettige immigrante was een van Trump se verkiesingsbeloftes en hy het ICE beveel om daagliks minstens 3000 mense in hegtenis te neem. Die beleid is uiters ongewild in 'n demokratiese staat soos Kalifornië met 'n reuse immigrantebevolking. Los Angeles is a city of immigrants where 50% of the population is Latino. A percentage of the populations are from Asian countries and from all over the world.
And we embrace all Angelenos. It doesn't matter where you came from or when you got here. Kalifornië skop ook vas oor die 2000 soldate van die nasionale wag wat Trump in die stad ontplooi het. Lydens die wetgewing wat Trump gebruik vir die ontplooiing moet die gouverneur van 'n staat die bevel gee as staatswetstoepassers nie toegerus is om 'n opstand te onderdruk nie. Die Kaliforniese gouverneur Gavin Newsom bestempel die Withuisbevel as onwettig en gaan die Withuis daarvoor dagvaar. 22 gouverneurs van state, insluitend New York, Minnesota en Michigan, het saam 'n brief uitgereik om kapsies te maak teen die ontplooiing. Hoewel die burgemeester van Los Angeles om kalmte gevra het, is dit duidelik wie sy vir die toestand verkwalik. What we're seeing in Los Angeles is chaos that is provoked by the administration. When you raid Home Depot and workplaces, when you tear parents and children apart, and when you run armored caravans through our streets, you cause fear and you cause panic. And deploying federalized troops is a dangerous escalation, but we need to be real about this. This is about another agenda. It's not about public safety. Ander demokratiese state is bevrees dat Trump die strategie in ander stede soos New York kan gebruik om staatsgesag te omseil. Intussen het meer as 50 lande 'n verdrag onderteken om die oseane en maritieme gemeenskappe te beskerm en besoedeling stop te sit. Die Europese Kommissie se president Ursula von der Leyen het die Europese Oseane Verdrag aan afgevaardigdes by die Verenigde Nasies se 3de Oseane Konferensie in Nice in Frankryk voorgelê. We need to protect ocean health and its resources. I mean, we often speak about the fact that the rainforests are our green lungs. If this is the case, our oceans are our veins and our arteries. We cannot live without them. And everything which is flowing through our arteries and our veins, the water, is essential to survive. The ocean gives us life. So the pact will protect life in and around the sea. Von der Leyen sê die Europese Unie beplan om oseaanbesoedeling binne 5 jaar te halveer en 20% van die wêreld se seelewe ekostelsels teen 2030 te herstel. Die Franse president Emmanuel Macron sê, benewens die 50 lande wat die verdrag reeds onderteken het, het 'n verdere 15 onderneem om dit te doen. Die VN het die vordering met die verdrag verwelkom en beklemtoon dat menslike bedrywighede besig is om die oseane se ekostelsels te vernietig. Member states also adopted the agreement on marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, a historic breakthrough. I urge all delegations to ratify it and welcome the good news given by President Macron and the momentum this conference is generating towards its swift entry into force. 'n Groep van 6 nie-regeringsorganisasies sê egter, die verdrag gaan nie ver genoeg om op te tree teen onder meer oorbevissing nie. Suid-Afrika het 'n proaktiewe stap ten opsigte van die bewaring van die bedreigde Afrika-pikkewyn geneem. 'n 10-jaar ooreenkoms is ingestel om geen visvangsones rondom 6 belangrike broeiplekke te vestig nie. Die Mylpaal-inisiatief val saam met Wêreldoseanedag wat gister gevier is. Die Afrika-pikkewynbevolking neem drasties af weens oorbevissing van hul primêre voedselbronne, sardientjies en ansjovis, asook menslike aktiwiteite soos maritieme verkeer en haweontwikkeling. Afrika-pikkewyne neem teen 'n tempo van 8% per jaar af en daar word gevrees dat die spesies teen 2035 in die natuur uitgesterf sal wees. Die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur het nou die spesies as krities bedreig gelys. Die 21-jarige model Jadine Bridges van Barkly Wes in die Noord-Kaap het 'n helde ontvangs gekry nadat sy teruggekeer het as 3de naaswenner by die Miss Petite internasionale skoonheidskompetisie in El Salvador. Bridges sê haar vasberadenheid het vrugte afgewerp en het ander aangemoedig om hulle drome na te jag, ondanks hul uitdagings. Bridges, wat haar modelloopbaan op 7-jarige ouderdom begin het haar drome nagejaag ten spyte van finansiële probleme. Haar gemeenskap het ingespring om vir haar fondse in te samel, vir haar om deel te neem aan die Miss Petite internasionale skoonheidskompetisie in El Salvador in Sentraal-Amerika. Ek hoop die kinders in Barkly kyk my en hulle sien my as
om iets om naartoe te kyk en te weet dat jy kan groter droom. Maak nie saak kom jy van 'n klein dorpie af nie, jy kan groter droom. Dit was dieselfde gemeenskap wat haar terug verwelkom het na haar indrukwekkende prestasie. Die support wat ons kry van die gemeenskap af, want dit is deur die gemeenskap wat my kind nou is, waar sy gekom het. Dit kon beter, maar dit is wat dit is. Sy het goed gedoen. Sy het ons almal trots gemaak. Die Noord-Kaapse motorfietsryers wou ook nie die feesvieringe misloop nie. Ons is hier om Jaden te ondersteun en omdat sy 'n positiewe rolmodel vir die gemeenskap is, want ons nodig meer en meer sulke rolmodelle in ons gemeenskap, veral vir jong dogters en jong kinders, om te sien dat as jy talent het, dat jy daai talent moet gebruik en in 'n positiewe rigting moet beweeg daarmee. Ons is almal hier vandag vir die sukses van Jaden. So ons is baie bly om almal hier saam te kom om te support. Bridges se fokus is nou op haar studies, maar meen daar is nog vele wat sy kan vermag in die modelwêreld. En nou die jongste markaanwysers. Die Bulls maak reg vir 'n titaniese VRK-eindstryd in Leinster en dit is in die sportsegment en daar's verskeie waarskuwings in ons weersegment. Bly ingeskakel. Die Bulls afrigter Jake White sê sy span gaan Saterdag alles in die stryd moet werp indien hulle Leinster wil klop in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap in Dublin. White sê hoewel die Ire as gunsteling beskou word, is niks in 'n eindstryd onmoontlik nie. Die Bulle speel Saterdag vir die derde keer in 4 seisoene in die eindstryd van die VRK-reeks. Hulle kon egter nog nooit die beker lig nie. White se span het Leinster 2 keer van tevore in halfeindstryde getroof. Hulle het die Ierse klub ook in Maart vanjaar geklop. White meen albei spanne het Saterdag 'n gelyke kans om sukses te behaal. It doesn't matter whether we beat them last year. It doesn't matter whether we beat them in the knockout game. I mean, it's all immaterial. It's now a final. And the wonderful thing about where we are is we have a lotto ticket. You can't win the lotto if you don't have a ticket. At this point in time, there are 2 teams that have a lotto ticket and we've got a 50% chance of winning it. I mean, that's how sport works. Die Bulle en Leinster gaan sake op Croke Park uitspook. Die tuisveld voordeel en 'n uitsonderlike Leinster span gaan moeilike uitdagings bied. We're playing against the team that's been the form team, the team that's only lost twice this season, and the team that's laden with British Irish Lions and Irish internationals. And by the way, 3 really great international players in Ergia Snyman, Rabah Soleimani and Jordie Barrett. So, you know, that's probably and it is probably the toughest task we've had to do in the last 4 years. White gaan donderdag sy 23-tal vir die wedstryd bekend maak. Die kragmeting skop Saterdag aand om 6uur af. Die Franse ope tenniskampioen Carlos Alcaraz sê sy landgenoot en kleibaan koning Rafael Nadal het hom geïnspireer om verbeter te bly veg in die mans eindstryd gisteraand in Parys. Die tweede gekeerde Spanjaard het die wêreld se voorste speler Jannik Sinner in 5 uitmergelende stelle geklop. Dit is die 22-jarige Spanjaard se 5de Grand Slam kroon. Hy is net so oud soos Nadal was toe hy sy 5de major gewen het. The coincidence of winning my 5th Grand Slam in the same age as Rafa Nadal is, I'm going to say that's the destiny, I guess. I mean, it is a stat that I'm gonna keep for me forever. Winning the 5th Grand Slams at the same time as Rafa, my idol, my inspirations. It's a huge honor, honestly. But you know, hopefully, it's not gonna stop like this. Die internasionale dag van grotte in die ondergrondse wêreld is onlangs by een van Suid-Afrika se oudste en mees gekoesterde natuurlike landmerke gevier. Die dag word op 6 Junie gevier en skep bewustheid oor die geologiese, ekologiese en kulturele belangrikheid van grotte. Geleë aan die voetheuwels van die Swartberge buite Oudtshoorn in die Klein Karoo,
wie die majestueuse Kango-grotte 'n blik op die aarde se antieke verlede. Die Kango-grotte is in 1780 ontdek en haar raming meer as 20 miljoen jaar oud. Sy toringhoë stalaktiete en stalagmiete en doolhof van gange betower jaarliks duisende besoekers van reg oor die wêreld. It's amazing how no matter what man achieve, right? I think the nature that can be, it's nothing that man can even reach to the kind of thing, the way the limestones are getting created. So how beautifully the nature gets it. And I think it's good that someone is there to preserve that and make us aware about how lucky we are to have such kind of resources available among us. Die grotte is 'n belangrike toeriste-aantreklikheid met begeleide toere wat fokus op die bewaring van hierdie argeologiese skat. The guide told us that because the people were touching the caves, because of the moisture, there was moss growing on it which damaged the stalagmites and stalagmites. And because of that, maybe in the future the people won't be able to experience what we have experienced. So to preserve for them is a duty for us as well. Hoewel besoekers met oop arms verwelkom word, moet die getalle goed bestuur word. Dit is vir ons uiters belangrik as werkers van hierdie erfenisgebied om die grotte te bewaar. Ons erfenisdoel is om elke liewe dag bewaring hier toe te pas. En met die instelling van die 2 toer opsies in die mid-90s het ons dit hopelik ten doel gestel. Mens kan duidelik sien wat die effek was van die hoë getal besoekers wat voor daai tye en die impak wat dit gehad het op die grot self met die alge en sovoorts op die formasies. So daarom is dit vir ons belangrik om beter beheer toe te pas. Leerlinge kan die week die grotte gratis besoek. Tanya Krause, SAK nuus, Oudtshoorn in die Klein Karoo. Ja, en dit bly 'n belewenis. Ons herinner kykers net daaraan dat ons nie môre aand 'n bulletin het nie weens die sokkerwedstryd tussen Bafana Bafana en Mosambiek. Maar die Afrikaanse redaksie groet dus tot Woensdag aan en hierdie wat jy nou na kyk is beeldmateriaal van die sneeu wat in die Oos-Kaap en Lesotho geval het. Wees warm en veilig. Baie dankie vir die saamkyk. Mooi aan verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, wydverspreide buie kan verwag word in die sentrale dele van die land en 'n streek tot in die ooste. Sneeuneerslag kom ook voor in die verre noordelike dele van die Oos-Kaap, streek tot in die westelike dele van KwaZulu-Natal, asook in die grootste dele van Lesotho. 'n Koue front kan ook verwag word in die streek van die ooste, van die weste deur na die ooste. As ons kyk na môre, reën kan verwag word in die grootste dele van die Oos-Kaap, asook in KwaZulu-Natal en dit kan lei tot kitsvloede. Sneeuneerslag kom ook voor die verre noordelike dele van die Oos-Kaap. Stormsterk wind kan ook verwag word kuslangs langs die Ooskus. Daar is verskeie waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir swaar reën asook vir hewige neerslag, sneeuneerslag. Dit kom grootliks voor in die Oos-Kaap, Vrystaat, dele van die Noord-Kaap asook in KwaZulu-Natal. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir môre vir stormsterk wind wat verwag kan word na die Ooskus asook swaar reën in die grootste dele van die land en dit kan lei tot kitsvloede. Sneeuneerslag kom ook voor in Noord-Kaap, Wes-Kaap asook in die noordelike dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. 'n Koue dag kan verwag word in Gauteng, Pretoria het 'n maksimum van 15 grade, Johannesburg het 'n minimum van 2 en 'n maksimum van 12. In Limpopo 'n sonskyndag kan verwag word, anders is dit koel. Messina se maksimum is 21, Tzaneen het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 19. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n koel dag kan verwag word. Skikoo het 'n maksimum van 23, Sekunda se minimum is 1 met 'n maksimum van 12. Kus langs KwaZulu-Natal onthou asseblief die waarskuwing wat uitgereik is vir hewige donderbuie, asook sterk wind langs die kus. Kokstad se minimum is 1 met 'n maksimum van 5. In die Oos-Kaap sneeuneerslag kan verwag word in die noordelike dele van hierdie provinsie. So 'n koue dag kan verwag word. Gqeberha het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 16. Graafrenet se minimum daar is 4
met 'n maksimum van 11 grade. In die Wes-Kaap, reën kan ook verwag word in die verre oostelike dele van hierdie provinsie, anders bewolkte toestande. Dit is ook koud. Vredendal het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 18. In die Noord-Kaap, ysige weer kan verwag word. Dit is koud in Sutherland met 'n -1 en 'n maksimum van 9. Dan terug na die binneland in die Vrystaat, 'n koue dag kan verwag word. Temperatuur onder 20 grade, Kroonstad het 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 11. Dan laastens Noordwes, 'n koue dag kan verwag word. Dit is ook bewolk in hierdie provinsie. Rustenburg het 'n minimum van 5, met 'n minimum van 3 eerder en 'n maksimum van 15. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.